Welkom by die tweede speelvlak van Pilatus, 'n kruis in die pad, die musical. Dit word met trots aangebied deur Packoffs en die ATKV-tak Gemeenskapsteater. Ons versoek dat u nou asseblief alle selfone en ander elektroniese toestelle sal afskakel. Indien u graag 'n DVD-kopie van hierdie produksie wil bekom, kan u gerus u naam op die lys gaan voeg op die tafel in die foyer waar die Allesins CD verkoop word. Die album, Allesins, bevat die meeste oorspronklike opnames van die liedere wat in hierdie produksie gesing word en is in die foyer beskikbaar teen R120. Debiet en kredietkaarte is welkom. Jacobus Silver se album Genade vir Afrika is ook in die foyer beskikbaar teen R100. Ons bedank graag die volgende borge: Packoffs en Jeremy Ortel as mede-vervaardigers, ATKV vir 'n finansiële borgskap, Radio Rosestad as die amptelike mediaborg, CNF Motorparte en veral Freddie Gibson vir die borg van die klanktoerusting, Van Rensburg Pateloo vir die borg van die programme, Immanuel Begrafenisdienste vir 'n finansiële borgskap, Daniel C. Smith van DC Designs vir die kostuums, Elise Kogel, Bloom Dance Connection vir die koreografie en dansers, Toby en Marieke Hetzel van OK Foods en Daniel Skuil vir die verversings en die gemeenskap van Bloemfontein. Dan kondig ons met groot geesdrif ons volgende projek aan, Judas Iskariot, wat is die prys van bloedgeld? Dit gaan 'n oorspronklike musiekblyspel wees met 'n splinternuwe teks en liedere in Afrikaans. Moet dit nie mis nie. Kaartjies sal vanaf Januarie 2017 by Packoffs beskikbaar wees en die vertonings sal op 1 April 2017 geskied. Sit terug en geniet Pilatus, 'n kruis in die pad, onder regie van Michelle Hetzel, musiekregisseur Jacobus Seidenhout en teksskrywer Gert-Jan Holzhausen. Dit is 39 na Christus, sowat 6 jaar na die kruisiging van Jesus Christus. Pilatus is nou 'n banneling wat homself vanuit die samelewing onttrek het. Hy skryf sy laaste brief, 'n selfmoordbrief, as 'n vorm van laaste verweer. Hy ervaar sporadiese terugflitsse van Jesus se lewe hier op aarde, wyl hy nog die goewerneur was. Claudia, Pilatus se vrou, het gevlug toe die keiser vir Pilatus verban het. In 'n tyd toe Christene vervolg is deur die Romeine en geen sekere heenkome gehad het nie. Let's through, oh peace, sleep.
Tiberius, keiser van Rome. As ek hierdie oorspronklike brief maar net aan u kon oorhandig het, keiser Tiberius, een van Rome se grootste generale, U sou verstaan het. U was 'n wyse man, maar die noodlot blyk dieselfde lyk as myne, die dood. Aan die edele Caligula, huidiglike keiser van Rome, u kan nie met die edele voorganger vergelyk word nie. U ambisie en korrupte vergryping sal hierdie ryk nog tot 'n val bring. Hoekom kon u nie net luister na die inhoud van my brief nie? U het my nie eens kans gegee om myself te verduidelik nie. U het my bloot net verdoem. Maar skryf sal ek skryf. En voordat ek hierdie wêreld moet verlaat deur u uitdruklike bevel, sal ek my punt vir oulaas stel. Volgens my is Jerusalem die moeilikste stad van al die verowerde stede om te regeer. Dit is 'n onstuimige, onstabiele plek en haar dryf voortdurend te opstand. Ek het net nooit werklik oor genoegsame hoeveelhede soldate beskik om dit te onderdruk nie. Ek het versterking gesoek, maar daar was net nooit troepe beskikbaar nie. Die gouverneur van Syrië kon my ook nie uithelp nie. En hierdie bloeddorstige honger na die konstante verowering net om die ryk te vergroot, behoed ons. Mag die finale oorsaak van die ontwerping van ons regering word. Dan het ek nie eens melding gemaak van die Sanhedrin nie. Daardie priesters het altyd probeer die massas beïnvloed met hulle slinkse planne, en dis hoekom ek afgesonderd geleef het van die massas. Alhoewel ek voortdurend probeer bepaal het wat die stand van sake was. Daar was altyd gerugte wat in omloop was. Een gerug het wel my aandag getrek. 'n jong man, of so is dit oorvertel, het in Galilea sy verskyning gemaak. Hy het met 'n suiwer salwing 'n sogenaamde nuwe wet verkondig, wat aan hom oorgedra is aan die Joodse God. Aanvanklik was ek bekommerd dat hy die menigte gaan opsweep, maar tot my verligting het dit eerder gelyk asof hy verdraagsaam teenoor hulle was. Daardie dag. Wie sal dit wil lees? Dis in elk geval te laat, gedane sake. Maar tog onthou ek dit soos gister. Hierdie Jesus het die menigte toegespreek by die tempel. Van ver af het ek hierdie jong man dopgehou, so kalm, eenvoudig. Soms so by die mens gekuier by die tempel asof hulle vriende was. Dis toe dat ek besluit het ek nie meer kon staan en toekyk nie. En ek gee toe my sekretaris manlees opdrag om vir my te gaan uitvind wat daardie man sê. Sy terugvoer was fascinerend. Niks kon ooit vergelyk word met die spreekwoorde wat Jesus sê nie. Dan moet ek tog wel iets hieroor inlas. Daar was 'n man wat 'n wingerd geplant en dit toe aan boere uitverhuur het. Daarna het hy vir 'n lang tyd weggegaan. Met oestyd het hy 'n slaaf na die boere gestuur, met die doel dat hulle 'n deel van die druiwe oes aan hom sou gee. Maar die boere het die slaaf geslaan en met die ander teruggejaag. Die eienaar stuur toe 'n ander slaaf, maar het hom afgeransel, beledig en ook met die ander teruggejaag. Die eienaar gaan toe selfs verder en hy stuur 'n derde slaaf, maar het hom ernstig verwond en weggejaag. Toe sê die eienaar van die wingerd: "Wat staan my te doen? Ek weet, ek gaan my lieflingsseun aan hulle stuur. Hoopelik sal hulle hom met respek behandel." Toe die boere hom egter sien, het hulle onder mekaar beraadslag en gesê: "Daardie man is ons die erfgenaam. Kom ons maak hom dood. Dan kan die erfenis ons in wees." Dis presies wat sou gebeur het. Hy het hom toe die wingerd gejaag en vermoor. Wat sal die eienaar van die wingerd dan met hom maak? Wat kan hy maak? Hy sal opdaag en hy sal daardie boere doodmaak.
En dan sal hy die wingerd aan ander mense gee. Nee, dit mag nooit gebeur nie. Want moord is teen die wet. Maar dit is daardie boere se verdiende loon. Wat is die betekenis van hierdie skrifwoord dan? Nie so lekker verdiende. Juist. Die klip wat deur die bouers afgekeer is, het die hoekklip van die gebou gebreek. Elkeen wat daarop val, sal verpletter word. En elkeen op wie hy val, sal vergrys. Geagte Manlius, waardige informant van 'n soewereine gouverneur. U het toch self gehoor wat hierdie man kwyt Weet jy, jy onderbreek my opdrag. Wat moes ek nou weer gehoor het? Hierdie man het prontuit gesê hy gaan ons tempel vernietig. Inderdaad, dit is dwarsboming van die gereg. Dit was nie my interpretasie van wat ek gesê het. Dit is so, daar mag vele interpretasies wees. Maar ek sal voorstel dat u dit beproef. Hoe anders gaan u met sekerheid terugvoering aan die gouverneur gee? Niet so. Hoe op dese aarde moet ek hom beproef? As u 'n opregte vraag aan hom stel, kan u hom dalk vastrek. Gewis, u moet tog bepaal of hy die gesag van die keiser aanvaar. Net so. Julle is seker reg. As ek my werk effektief wil doen, dan moet ek 'n ekstra myl loop. Dis 'n orde so, ek sal 'n strikvraag aan hom gaan stel. Kom ons gaan luister wat sê. Leermeester! Leermeester! Ons weet dat die reg praat en onderrig. En die mense op die uiterlike beoordeel nie. Die onderrig mense volgens die waarheid en op die pad van God. Is dit dan reg dat ons aan die keiser belasting betaal? Of is dit nie? Wys my Romeinse mense. Wie se beeld en opskrif verskyn daar? Die keiser se. Die keiser se. Gee dan aan die keiser wat die keiser se is. En aan God wat God se is. Ons sal maar. Liefste Claudia, jy moet rus. Jy steur diepe waters. Ek kan nie. Alles is so de mekaar. Ek is so de mekaar, so skrikkelik de mekaar. Hier sit ek. Kruip ek saam met julle weg. Skuil ek saam met broers en susters wat Jesus navolg. Dieselfde Jesus oor wie ek gedroom het. Die skuldgevoel ry my. Die droom was tog so duidelik. Hy was onskuldig. Ek het nie hard genoeg probeer om hom te red nie. Ek moes nooit my diensmeisie na Pilatus. My man, Pilatus. Ek moes nooit my diensmeisie na hom toe gestuur het nie. Ek moes self na hom toe gegaan het, gaan pleit het. Ek het nie genoeg gedoen nie. Claudia, dis jare gelede. Los die verlede uit. As jy daar gaan wandel, gaan jy nooit daarvan bevry word nie. Jesus moes sterf. Dit was God se plan. Leef in die nou. Jesus is met ons, in ons. Ek hoor dit alles. Dit maak selfs sin en tog wil my kop nie saamwerk nie. My denke is deurdrenk met hierdie skuldgevoel. Skuldgevoel is nie van Jesus nie. Jy het jouself vasgevang in 'n mens. Ek weet, Adina. Ek weet. Ek het my eie man aan sy eie genade oorgelaat. Gevlug. Ek het gevlug. Hom alleen agtergelaat op pad na die keiser toe. Ek moes hom bygestaan het en ondersteun het. En nou verneem ons niks meer van hom nie. Veral wat ek weet oor die keiser hom al tereggestel het. My arme man, my arme man, ek moet iets doen. Meer as wat ek nou doen. Ek kan nie net hier sit en al hierdie genade ontvang nie. Daar is bloed op my hande. Daar is bloed op ons almal se hande. Niemand van ons is sonder skuld nie. Ek wil
onthou nog die een keer toe Jesus aan huis gegaan het by die susters Martha en Maria. Martha het so gespart om alles so perfek as moontlik vir Jesus te kry. Van die kos wat bedien moes word tot waar Jesus moes sit. James is 'n meer in sy rondgeskarrel. Jesus het hom nie veel aan haar gasvryheid gesteer nie. Hy het sommer dadelik met die menige mense in die vertrek begin gesels. Maria het omtrent by Jesus se voete gesit en aandagtig geluister na alles wat hy gesê het. Martha het ingestorm, baie bekommerd het sy vir Jesus bewus gemaak van die feit dat Maria sit en luister. Sy het veronderstel met my help, sê sy moet kom help. Die vertrek het sommer so stil geword. Niemand kon glo dat 'n vrou vir 'n rabbi opdrag gee. Maar Jesus het geglimlag, waar die oë van hom altyd van liefde. Ek onthou nog hoe hy geantwoord het. My liewe Martha, jy kwel jou tog oor so baie dinge. Tog is daar net een ding om oor besorg te wees. Maria het dit gevind en ek gaan dit nie van haar wegneem nie. Liefste Claudia, jy hoef niks te doen nie. God het dit so bepaal dat jy nou hier moet wees, deel van ons moet wees. So geniet dit en wees net. En wat jou skuldgevoel aanbetref, dit laat my dink aan die keer toe Jesus die massas by die tempel onderrig het. As iemand 100 skape het en een raak weg, wat dink julle sal hy doen? Wat dink julle? Sal hy nie die 99 skape net daar tussen die randjies los en dan die een wegloop skaap gaan soek nie? En as hy hom vind, verseker ek julle, sal hy blyer wees oor daardie een skaap wat hy gevind het, as oor die 99 wat nie weggeraak het nie. Net so, dat julle Vader in die hemel nie hê dat een van hierdie kleinstes... Kom nou, dit dan. Nee, moenie. Nee, moenie, los my. Los my. Nee. Leermeester, hierdie vrou is uitgevang terwyl sy besig was met die daad van oorspel. Moses het ons in die wet opdrag gegee om sulke vroue te stenig. Inderdaad. Maar wat sê u daarvan? Rabbi, ek kan nie hierdie menigte mense leer en dan weier om 'n eenvoudige vraag te antwoord nie. Watter voorbeeld stel dit? Ek stem. Die mens moet weet wat die wet sê. Hy moet dit hoor en uitvoer. Sulke hoere moet sterf. Of wat sê u? Laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip nagooi. Jy sal nie wegkom nie. Die wet sal uitgevoer word. Ek sal daarvoor sorg. Hierdie is die laaste strooi. Kom, ons moet gaan rapporteer. Ja, kom. Waar is almal dan heen? Het niemand jou veroordeel nie? Niemand nie, meneer. Ek veroordeel jou ook nie. Gaan en moenie meer sondig nie. Dankie, Here. Dankie vir u genade. My Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam. Laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel.
sê Bethlehem 'n kind sou kom en 'n kind sou lê en 'n sekonde dat hierdie kind Maria en Josef se sien die sonde van hierdie paard op homself se nie en wie se kon glo dat hierdie kind wat lag en speel en sing vir al sy maatjies en dier en vir ons die se vrou wie se kon glo dat hierdie kind die wonder laat gebeur dat dooies opstaan en dooies word en sondaar sal bekeer wie se kon raai dat hierdie kind verwaar ons pyn en dood as we los het aan die kruis sou sterf en opstaan uit die dood. Oh, ek weet het verwis dat hierdie kind die Here is. Oh, ek glo, ja ek glo dit verwis dat hierdie kind ons hoop en soos die jaar omgaan sedert daardie dag soek die mens uit steeds na lig nog nooit is dit so dag volke veg teen volke een broer teen 'n ander wit en swart en wit dit het nog nooit verander soveel mense wêreldwyd heeft steeds 'n hongersnood en 'n atoombom en vigs en aborsies maar moeite mense dood en die dwaasheid van die mense voor die wysheid van die dier en strome vuil besoedeling vernietig die natuur maar te midde van al die chaos wat ons glad nie meer kan leer dit my hart verseker die kind kom neer ek weet het verwis dat hierdie kind die reder en ek glo, ja ek glo dit verwis dat hierdie kind ons hoop en dat hierdie kind weer eendag sou keer om ons regte te kom oordeel en 'n skone te gee. Staan jy nou en kan jy sien wie hierdie kind is dat hy hier is toe vir van hierdie man se wysheid tydens sy uitsprake het ek besluit om die Nasarener vry van spraak te bied.
Dit was natuurlik in my mag om hom te arresteer en na Pontus te verban, maar dit sou in kontras wees met die geregtigheid wat nog altyd 'n karaktereienskap van die ryk se handeling met individue was. Hierdie man was geensins oproerig of opstandig nie, en ek het stilweg my beskerming aan hom geskenk. Hy was net natuurlik nooit hiervan bewus. En daar was geen las op hom geplaas deur die ryk nie, en ek het persoonlik daarvoor gesorg. Hierdie opsetlike stilswye van my kant af het ongelukkig nie net die Jode nie, maar veral die Sanhedrin uitgelok. Interessant genoeg het dit nooit die armes ontstel nie, maar eerder die ryk en invloedryke individue. Dit is waar dat Jesus uitgevaar het oor die laasgenoemdes, en dit was eintlik vir my 'n goeie politiese rede om hom juis nie in te perk nie. Rabbi, ek is so bly jy het eintlik my uitnodiging aanvaar. Welkom. Ons het ongelukkig reeds vir die feesmaal begin, maar ek kan gerus die reiniging daar behartig en dan later by ons aansluit. Dankie broer. Plesier. Ons gaste is hier. Shalom. Ek wil net by beeltyd praat. Maar waarom sou u doelbewus nie wil gebruik maak van Joodse gebruik? Ja, dis wat ek ook wil weet. Dit is tog noodsaaklik dat julle eers julleself seremonieel moet reinig voordat julle mag eet. Nee. Dis waar, ja, maar ons het so uitgesien na hierdie wonderlike feesmaal, dat ons dit totaal ontgaan het om onsself te reinig. Dis van geensins waar nie. Ek het dit pertinent met julle aankoms genoem, dat julle die reiniging daar kan behartig. Is julle aandagsspan van so aard dat julle die basiese gebruike ignoreer? Of is julle so wêrelds dat kos vir julle belangriker is as ons heilige wette? Ek vra dan namens ons almal nederig tot verskoning. Ek het nie besef dat Julle fariseërs is tog so versigtig om die buitekant van die koppie en die bord skoon te maak. Maar binne is julle nog smerig, vol inhaligheid en gemeenheid. Dwaase. Het God nie die binne sodat as die buitekant gemaak nie? Gee dan aan die barmhartiges wat aan die binnekant van die koppie en die bord is en julle sal oral skoon wees. Rabbi! Askus! Het ek gesê Rabbi! Hoe kan jy ons gastryd so in die gesig vat? Hoekom moes jy waar jy kom maak jy rebel? Hoe kan jy? ja, hoe op die aarde kom eet jy iemand se kos op en dan breek jy vir hulle oor koppies en borde. Wie dink jy is jy? Julle is nou geset om selfs 'n tiende, van die kleinste deel van julle inkomste te gee. Julle vergeet van regverdigheid en die liefde vir God. Julle moet regverdigheid en die liefde beoefen sonder om die tiendes na te laat. Ellende wag vir julle fariseërs. Julle hou van die ereplekke in die sinagoges en om eerbiedig gegroet te word wanneer julle deur die markpleine loop. Ellende wag vir julle. Julle is soos versteekte grafte in die veld. Mense loop daaroor sonder om te weet van die korrupsie waaroor hulle loop. Jy beledig ons nou met dit wat jy daar sê. Ja. Ellende wag ook vir julle wetkenners. Want julle belas mense met onmoontlike godsdienstige eise. Self lig julle nie 'n vinger om hulle las te verlig nie. Ellende wag vir julle. Julle bou die grafte van die profete op wat julle voorouers lank gelede reeds doodgemaak het. So bevestig julle dat julle dit daardie goedkeur. Hulle het immers die profete doodgemaak. Maar julle bou hulle grafte op. Dit het God in sy wysheid oor julle gesê. Ek sal profete en apostels na hulle stuur. Sommige sal hulle doodmaak en ander sal hulle vervolg. Ek het ook gedoen. Dis absoluut veiligheid. Inderdaad. Watter leermeester veroordeel mense in hulle eie huise? Hierdie is sommer twak. Ek het besluit dat jy en jou navolgertjies eerder my woning verlaat. Julle is verseker nie meer welkom hier. Ja. Ellende wag vir julle wetskenners want
Julle verberg die sleutel tot kennis vir die mense. Julle gaan self nie die koninkryk binne nie en dan keer julle ander om ook in te gaan. Loop asseblief! Ek het nou lank genoeg stil gebly. Ek is dankbaar teenoor God en ek nie ander mense is. Ja. Kyk bietjie om jou. Ek is nie soos hierdie sondaars nie. Ek vas 2 keer in 'n week. Weet jy ooit wat is dit te vas? Hoe kan 'n vrou wat oreer het vrygeskeld word? En hoe kan iemand wat homself as 'n leermeester bestempel, maar meng homself by seemann? Die vas is sy omvreed! Presies. Dit is ons volk heeltemal nie net kwyt raak. Die wet is ons behoud. Wees versigtig vir die suurdeeg van die Fariseërs. Suurdeeg. Naamlik ons skynheiligheid. Daar kom 'n tyd dat alles openbaar sal word. Alles wat geheim gehou word, sal onthul word. Wat ook al in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word. Wat agter geslote deure gefluister is, sal van die dakke afgeskree word vir almal om te hoor. Ek sê vir julle, vriende, moenie bang wees as hulle julle wil doodmaak nie. Hulle kan net die liggaam doodmaak. Verder kan hulle niks meer aan julle doen nie. Hoor, jy is die skynheilige een. Jy vat ons vas. As ons gasvryheid en Jakob betoon het, maar dan maak jy ons vir hierdie massas uit as 'n skrik. Presies. En nou is almal ewe skielik hier jou vriende. Jy bedryf jou eie politieke agenda, man. Belaglik, dink jy raak ons is so dom? Ons is geleerde mense. Moenie dink dat jou praatjie vir ons gaan opvroeg. Ek sê jou. Dit kan nie. Ons is slimmer as dit. Kom collega's, kom ons verwyder onsself van hierdie sirkus. Ek het lekker vrugte wat ons genaal het. Wat kos 5 bossies? 'n paar sent. Jy's reg. Tog vergeet God nie van een van hulle nie. Die hare op julle koppe is almal getel. Moenie bang wees nie. Julle is vir God meer werd as 'n hele swerm mossies. En hiervan verseker ek julle. As een van julle my hier op aarde openlik erken, sal ek hom voor God en sy engele erken. Nietemin sal die een wat iets teen my, die Seun van die Mens sê, vergewe word. Maar hy wat teen die Heilige Gees laster, sal nooit vergewe word nie. En wanneer julle in sinagoges en voor die heersers en oor julle verhoor word, nie jouself bekommer wat julle ter verdediging gaan sê nie. Die Heilige Gees het julle leer wat om te sê, terwyl julle daar staan. Heer meester, ek verstaan alles wat u nou sê nie, maar ek voel wel dat ek die vrymoedigheid mag neem om te vra dat u my suster die opdrag sal gee om ons pa se boedel met my te deel. Hoe durf jy ons as ouderlike sake hier in die openbaar? Vriende, Wietma is as regter oor julle aangestel. Moenie gierig wees nie. Haar lewe word nie gemeet aan hoeveel ons besit nie. Daar was eens 'n ryk jong man. Hy het 'n vrugbare plaas besit wat groot oeste opgelewer het. Hy het by homself gewonder, wat moet ek doen? Ek het nie meer stoorplek vir hierdie oes, hoor nie. Hy sê toe, Hoekom gee hy dit? Ek weet. Ek gaan al my stiere afbreek en dan gaan ek nuwe, groter stiere bou. En dan gaan ek genoeg plekke om alles te berg. En dan gaan ek terugsit en vir myself sê, jou gelukkige kerel, jy het genoeg geberg vir die jare wat voor lê. Ontspan nou, wees rustig, eet, drink, wees vrolik. Maar God sê vir ons, jou dwaas, vandag nog sal jy sterf en alles wat jy hier by mekaar gemaak het, wie sal dit dan kry? Ja, 'n mens is 'n dwaas as hy net aardse dinge versamel, maar nie 'n ryk verhouding met God nie. Die liefde leef, die liefde leef, die liefde leef, die liefde leef.
brokkie brood en wyn. Die liefde is 'n wegkruipplek, teen hartseer en teen pyn. Die liefde lê in sagte woorde, wat oor my gees kom streel, en in die gloe maande, my hart tot hoop beveel. Die liefde lê in sagte soene, wat met die jare groei, en soos die Kaapse lelieblauw, jaren en jaar uitgroei. Ek het net weer vanoggend besef dat ons die moed hoop verloor het. Ons lewe hier op aarde is dalk volgens wêreldse standaarde nie ideaal nie, maar ons het 'n wonderlike vooruitsig deur hom wat ons eerste liefgehad het. Jesus se onverdiende goedheid teenoor ons bied ons 'n ewige troos. Ek voel presies dieselfde. God is regverdig en om Jesus persoonlik te ken is so wonderlik dat ek alle ander dinge al hoe meer as 'n verlies beskou. Hoe lank het ons nie gewroeg oor Jesus wat nie meer is nie? Ons is self getuies van sy opstanding. Tog was ons so verlore, verlate, maar hoe meer ons geforseer is om te vlug, om weg te kruip, hoe meer het ek in hierdie eenvoudige bestaan besef dat Jesus ons allerminst verlaat. Jy is so reg. Wow, dit is presies wat in my gees ook gebeur. Hy is hier, hy is in ons. Dit voel kompleet asof ek nie meer leef nie. Ek is net en hy is deur my. Dis vreemd, mense sal dink dat ons mal is. Praat jy? Tog was sy hemelvaart die beste ding wat kon gebeur. Nou is die fokus nie meer op hom as persoon nie, maar op hom wat oral teenwoordig is. Soos die wind. Hy is 'n alomteenwoordige ewige energie van liefde. Hy vloei in ons, hy vloei deur ons, hy is tasbaar. Ons is gewette erfkryger. Ons moet juis gekraak wees, want as ons nie gekraak is nie, kan Jesus wat die waardevolste skat ons is, nie sigbaar word nie. Mense kent, ek weet, jou hart is los. En die twyfel trek jou skeef, jy verleer geen moedeloos. Maar as jy my oor vir 'n oomblik sou kon leer, sou jy 'n bruid sien, in wit gekleed. Weet jy wie dit is? Kan jou aardse siel begryp, dat wie ek verlang, want dit is jy. My bruid in ewigheid, een kyk van jou oë, en die houtse pyn verdwyn, want dit is jy. Geliefde van my sag, ek is hier by jou, in jou, om jou, net liefde. En al sou jy ook die deur my gesig toeslaan, en die lens bly glo, ek weet nie bestaan, sal ek nog steeds
'n gebreekte lyf wat aan 'n kraai. Weet jy wie jy is? Kan jou hart se siel begryp na wie ek verlang? Want dit is jy. Met liefde. Wat van u vertel word, Rabbi? Water wat in wyn verander is? Dit is waar. Ons het nie self gesien nie, maar ons het sy ma gevra die eerste geleentheid waar ons haar ontmoet het. En sy het bevestig ook. Julle weet, dis dalk hoekom die Fariseërs so suur is. Ja, pragtig. Hulle sekerlik skelp sit net so hier toe niemand te kyk. Jesus het sommer water na wyn verander. In die openbaar. Ja, nee, kyk. Zulke slechte druiven kan niet zuur wijn tot gevolg hebben. Alle druk wat ik zwaar van een zuur wijn. Hoe beskerm is die knop? Als je mij vraagt, klink ik vanaf is tevoren om bezigheid. Hey, wat een vermorsing. Daarmee oor jy soms check in nie. Ag nee. Jy kon dit vir 'n eislike bedrag geld verkoop het en die geld vir armes gegee. Dis al seker algemene kennis dat ons heermeester nie gaan fokus is op aardse dinge nie. Hy praat net altyd van die hemelse ryk. Ja. En dat ons die aardskip by mekaar moet maak en vir mors. Ja, vries. Party gaan wonder hoe die mense dink. Hoor hulle dan as Jesus praat? Ek het dit so moeilik vir die vrou maak. Sy het dit immers wel daarmee bewys. Rabbi, die armes sal julle nog altyd by julle hê. Maar ek sal nie meer baie lank by julle wees nie. Dankie, Rabbi. Dankie, Jesus. U het my lewe verander. Vir die eerste maal maak my bestaan sin. Ek wou net op 'n manier vir u dankie sê. Toe jy hierdie olie oor my uitgegooi het jy eintlik my liggaam vir my begrafnis voorberei. Ek verseker julle, waar hierdie goeie nuus ook al oor die wêreld heen verkondig sal word, sal daar gepraat word van hierdie vrou en wat hy gedoen het. En so sal jy vir altyd onthou word. Vir die afgelope 2 of wat jaar het ek jou genoegsame vryheid van spraak gegee. Ek is nie spyt dat ek dit gedoen het nie. Jy spreek woorde wat ek nog nooit elders gehoor het nie. Merkwaardig. Ek het selfs gaan kyk of jou woorde strek van filosofe soos Sokrates of Plato, maar jou woorde en spreekwoorde en wysheid spreek van 'n rare en unieke eenvoud. Ek dink ek is van plan om jou wyshede aan die keiser voor te lê. Ek is bevrees dat hierdie liberale houding van my menige vyande tot jou gevolg sal hê. Dit sal alhoewel nie verbasend wees nie. Ek meen, Sokrates het sy teenstanders gehad en hy het 'n slagoffer van hulle haat geword. Ek verneem dat die haat teenoor jou in intensiteit gaan verdubbel. Aangesien die Joodse owerhede reeds op die punt is om wraak te neem en ek word indirek hierby betrek. Aangesien die Sanhedrin nou aanvoer, ek ontneem het van hulle laaste burgerlike reg en dit net omdat ek nie teenoor jou opgetree het nie. Die rede hoekom jy hier is omdat ek jou wil versoek. Let wel, nie forceer nie. Vriendelik vermaan.
Wees tog meer nauwlettend en bedagsaam op jou toekomstige diskoerse. Want as jy nie gaan wees nie, gaan jou opponente die Joodse publiek teen jou opsweep en dit gaan my moet forceer om in te tree. My taak is eenvoudig. Ek is hier om vrede te bewaar. En dis juist wat ek gaan poog om te doen. Hy sou geluister het. Ek is seker daarvan. Hoekom het hy net nooit aggeslaan op my versoek om ontmoeting nie? Dinge sou soveel anders gewees het. Dit sou alles verander het. Ek meen vrede sou geheers. Ek sou geheers het. Ten tye die oproer en die uitgedinde weermag tot my beskikking, het ek geen ander keuse gehad as om wel daardie leermeester tot die dood te veroordeel nie. Dit kon soveel anders gewees het. Weet julle wat? Claudia het nog nooit saam met ons brood gebreek nie. Is nou nie die perfekte geleentheid daarvoor nie? Enige tyd is 'n goeie tyd. Ja. Sê ek ook. Kom ons kry die tafel geëet. Soos wat Jesus ingestel en net voor hy gevange geneem is, net soos wat hy die voorbeeld gestel het. Ongelooflik. Ek was nog nooit deel van so 'n geleentheid nie. Kom julle, waarvoor wag ons? Petrus het ons een keer vertel hoe daardie aand afgeloop het. Die disippels het gedink dit gaan 'n feestelike geleentheid wees. Ja, hulle het gedink dat hy daai dag vir die eerste keer vereer was as koning. Hulle het hom selfs met palmtakke vereer. Daarom is hierdie geleentheid mos eintlik 'n feesviering wees van Jesus wat uiteindelik die Jode sou red. Tog was Jesus stiller as gewoonlik, teruggetrokke, maar dit het nie die disippels gekeer om die boefretrek in alle erns gereed te kry nie. Teen die aand was Jesus saam met 12 aan tafel. Terwyl hulle besig was om te eet, het hy gesê: "Ek verseker julle, een van julle gaan my uitlewer." Ja, hulle was geweldig geskok en het hom een na die ander gevra wie dit sou wees. Maar Jesus het gesê dat dit hy sou wees wat sy hand saam met hom in die skottel sou steek. Dit was natuurlik Judas gewees. So waar, Jesus het ook gesê dat die Seun van die mens moes sterf, soos daar geskrywe staan. Later, terwyl hulle besig was om te eet, het Jesus die brood geneem en God daarvoor gedank. Hy het dit in stukke gebreek en aan hulle gegee met die woorde: "Neem en eet dit, dit is my liggaam." Daarna het hy die beker geneem, God daarvoor gedank, dit aan hulle gegee en gesê: "Drink almal daaruit, want dit is my bloed, wat die verbond tussen God en sy volk verseël. Dit word vir baie vergeef, sodat almal se sondes vergewe kan word." Omdat Jesus die prys betaal het, kan ons vanaand die nagmaal as 'n feesviering sien. Die disippels het dit toe nog nie besef nie, maar ons is vry. Ja, hy het die sondes wat op ons naam was, op hom geneem. En die klag wat teen ons naam ingedien is, vir altyd weggevang. Ons is nou kinders in God se huis. Dit klink alles soos 'n sprokie, so onwerklik. Tog is dit 'n absolute realiteit. Verstaan jy nou, Claudia? Ons het almal bloed op ons hande, maar deur Jesus se toedoen is die kettinge van ons afgegooi. Ons leef nie meer nie, maar Christus lewe in ons. Die lewe wat ons vandag op aarde leef, lewe ons deur die geloof in die Seun van God. Hy wat sy liefde aan ons bewys het, deur in ons plek te sterf. Kruis, aan 'n hout kruis vasgeslaan. Ja, dat was 'n hout kruis. En daarom sal ek sing. Ek onthou vir David, voor die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg?
Disciples wat er is
aanvoer dat jy die volk opsweep. Ons het bevind dat hierdie man ons volk opsweep. Hy verbied hulle om belasting aan die keiser te betaal, terwyl hy self beweer dat hy die Messias, die koning is. Is jy die koning van die Jode? Dit is wat jy sê. Ek vind niks krimineel van jou nie. Maar verder het die Joodse Raad bevind dat jy die volk deur middel van jou ondergegaan het. Jy het in Galilea begin. En nou is jouself ook hier. Hulle het jou hierheen gestuur, want hulle is nie by magte om 'n doodsvonnis uit te reik nie. Besef jy dat die Joodse Raad jou dood wil hê? Ek vra weer, is jy die koning van die Jode? Sê dit. Met die eie. Of het ander dit van my aan die oor vertel? Ek is mos nie 'n Jood nie. Jou volk en jou priesterhoofde het jou aan my uitgelewer. Wat het jy regtig verkeerd gedoen? My koningskap, nie van hierdie wêreld nie. As my heerskappy van hierdie wêreld was, sou my onderdane hart beklei het, dat het nie in die Joodse owerhede uitgelewer sal word nie, maar en nou is my heerskappy nie van hier nie. Is jy dan toch wel 'n koning? Ek sê dit, dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore. En hiervoor het ek na die wêreld gekom, om vir die waarheid getuienis af te lê. Elkeen wat lief is vir die waarheid, luister na my stem. Wat? Wat is waarheid? Above all powers, above all kings, above all nature and all created things,
ground. You took the fall and thought me above all. In hierdie geval is die waarheid dat ek steeds geen skuld in jou vind nie. Ek het dit gewis vir jou volk hier buite gesê. Ek het hulle herinner aan die feit dat ek vir hulle iemand op Paasfees kan loslaat. Jesus. Maar hulle dring aan op Barabbas. Al wat hulle sê is kruisig kom. Jy sou geen bevoegdheid oor my gehad het. Is dit nie van bo aan u gegee is nie. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het, groter skuld. Volgens die Joodse Raad is ek nie 'n vriend van die keiser nie. Hulle beweer dat elkeen wat homself as 'n koning voorhou, in konflik met die keiser is. Jy slaar blyklik ook nie hulle koning nie. Al wat hulle skree is kruisig hom. Ek is jammer dat dit so moet wees. Ek het alles in my vermoë gedoen om jou belange te probeer beskerm. Maar sonder enige samewerking gooi ek nou hier die handdoek in. Hulle gaan jou kruisig. Jy is uitgelewer aan die Joodse Raad. Ek is onskuldig. Onskuldig. Jou bloed sal nie op my hande wees. Vervlakse lafhartigheid, pateet. Ek moes my man staan. Hy was onskuldig. Claudia het gedroom, ek het geweet. Maar nog steeds kom my damer in 'n posisie nie my bedremmelde hart beskik nie. Die keizer se vonnis is wat ek verdien. Ek verdien die dood. Help my om dit langer uit te stel nie. Laat ek die brief afsluit. Hoopelik plaas dit dan 'n werklike blik op gebeure.
Dit, geagte keiser, is dan die ware verloop van gebeure. Menige maal het ek oproere van die massas waargeneem, maar niks kon ooit vergelyk word met die veroordeling van Jesus, die koning van die Jode. Ek het my hande in onskuld gewas, ek het myself blameloos verklaar, die skuld moes maar op die Joodse owerhede rus. Maar nog steeds skryf ek hierdie brief met bloedbevlekte hande. Ek het 'n onskuldige man tot die dood veroordeel. Ek het toegelaat dat 'n klein en nietige volk my oordeel beïnvloed. Ek is skuldig aan 'n onreg teenoor menslikheid. Mag dit nie 'n metafoor vir die Romeinse ryk word nie, want dan is ek bevrees het die ryk reeds sy eie ondergang bewerkstellig. Daarom aanvaar ek die straf wat U op my opgelê het. Ek is dankbaar dat U my die opsie gegee het om my eie lewe te neem. Selfdood. Ek het my eie ondergang bewerkstellig. Dis is ek my eie laksman. In my is daar niks meer van waarheid nie. Ek sal altyd die troue en loyale dienaar bly. Mag al die gode met U wees. Ignach Pontius Pilatus. He
Son of God. I should have been the one who died. What greater love has anyone than this, that he would give himself for such as I? Ek is saam met Christus gekruisig. Ek het saam met hom gesterf. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy is my hoop op heerlikheid.
dinge vir my sin. Besef julle dat vir ons, wat aan Christus Jesus verbind is, die oordeel nou heeltemal weggeneem is? Beslis. Deur Jesus is ons vir ewig bevry deur die greep van die sonde. Lang voordat ons in Adam verlore was ons reeds in Christus Jesus gevind. So ons het eintlik 'n splinternuwe identiteit gekry. Ja, Jesus se DNA is die lewende water wat ons die gevlekte valke nou deurweek. Hy het finaal afgereken met die sonde in ons menslike bestaan. Ons leef nie meer volgens ons sondige natuur nie, maar volgens die Gees. Kom julle, ons kan nie so rond staan nie, ons is nie veilig hier nie. Raak rustig. Wanneer die Gees jou denke oorheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede. Liefste Claudia, ek is so bly dat die Here al hierdie dinge self aan jou geopenbaar het. Ja, God maak sy eie visse skoon. Ja, en as Christus in 'n mens lewe, dan is jou liggaam wel nog as gevolg van die sonde aan die dood onderhewig, maar jou gees leef, omdat Jesus beheer oor jou gees geneem het. Ons wat ons deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Ons woon in ons Pa se huis. En hy maak ons nou ook sy erfgename. Dis om met Christus deel ons in God se rykdom. En ons weet dat hy alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Niks kan ons van Jesus se liefde skei nie. Dis so waar, ek bedoel, as God sy eie seun nie gespaar het nie, maar om ter wille van ons almal oorgegee het, sal hy dan nie saam met hom alle ander dinge ook aan ons skenk nie? Julle kom help asseblief. En wie sal ons veroordeel? Jesus is tog die een wat vir ons gesterf het, wat boonop ook opgestaan het, wat op die ereplek langs God sit, en wat daar vir ons pleit. Ek dink ook dat niks ons van Jesus se liefde kan skei nie. Selfs nie eers onsself sin of ons sonde. Die oorwinning is verkry deur Jesus wat sy liefde so duidelik aan ons bewys het. Ja, niks daar bo van die dieptes of elders in die skepping kan ons skei van die liefde wat God en Jesus Christus ons Here vir ons het. Dit is eenvoudig. Jesus in ons is ons enigste hoop op heerlikheid.